Weer eens welkom. Ek is Petrus. En hier, soos julle weet, praat ons net die waarheid. En vanaand se onderwerp, dra jy vrug? Of is jy dalk glad nie kind van God nie? Ek wil vir julle uitnodiging lees wat Jesus geskryf het, of wat Jesus vir ons begee toe hy nog op die aarde gewandel het, in Matteus 11, vers 28 tot 30. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Want my juk is sag, en my las is lig. Dis die uitnodiging wat Jesus vir ons gee. En hy bedoel dit, want hy weet ons as mens is so oorlaai van die alledaagse lewe en die gejaag en alles moet net gedoen word, want daar is die tyd nie. Maar ja, hy wil ons rus gee en hy nooi ons. En dan sê jy vir my, ja, maar ek is 'n kind van God. Nou ja, as jy 'n kind van God is, dan woon die Heilige Gees mos binne in jou. Want Jesus het gesê, ek stuur die trooster vir julle, as ek gaan. So, die Heilige Gees is besig binne in jou, om jou te lei, jou te vertroos, jou die karakter van Jesus mee te deel, jou te leer, wat is die karakter van Jesus. En dan moet jy daar volgens lewe. Met ander woorde, ons moet vrug dra, wat by die bekering pas. So ek wil jou nooi vanaand. Ek gaan dit vir ons lees in Galasiërs 5, vers 22. Dan tik jy die boksies, net soos wat ek die boksies moes getik het. En dit is nie altyd maklik nie, want hierdie dinge kom nie sommer van self nie. Mens moet dit beoefen. Maar ek gaan vir julle lees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit is nie maklike vrugte om te dra nie, maar ons moet dit beoefen, sodat ons dit kan dra. Ek wil vir julle gou vertel van die wedloop. Ek dink julle almal ken atletiek, sport. En as jy die wedloop begin, dan begin 'n mens om baie keer so goed. Jy hardloop, jy het baie energie. Jy weet net, jy wil klaarmaak en jy gaan wen. Maar jy weet, dan kom jy daar om die tweede, derde keer om die baan. Dan besef jy, maar my liggaam wil nie meer nie. Nou begin jy uitsak. En jy is nader dan so uitgeput, jy val net daar langs die kant neer. Jy sien die wenpaal, maar jy is nie daar nie. En weet julle wat? Afgesien dat jy nie die medalje gaan kry nie, jou naam gaan nie eers genoem word nie. En dit is hoe ons kind van God ook moet wees, ons moet oefen. En tyd spandeer saam met die Here. En dit is hoe ons oefen om die wedloop te bly hardloop tot die einde toe. Want Paulus het ook gesê, hy het die wedloop voltooi en hy die geloof behou. Maar as jy uitsak voor die tyd, dan het jy 'n probleem. Ons moet tot die einde toe vashou. Jesus het self ook gesê in Matteus 24, dat die wat tot die einde toe vashou, sal gered word. Dit is wat belangrik is. Die begin is nie so belangrik soos die einde nie. En dit is my boodskap vir julle vanaand. Ek wil gou vir julle lees by 1 Petrus 2, ja. Hoofstuk 3. Dan by vers 8.
Die Here vertraag nie die belofte, so sommige vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige van ons vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Dit is hoekom, julle weet, baie mense sê, dat dis al so lank al wat hulle sê die einde is naby. Maar dit is die rede, hoekom die Here nog kans gee, en nog kans gee, want hy weet, almal het nog nie ingekom nie, almal is nog nie tot bekering gekom, en om werklik aangeneem nie. Hy is lankmoedig. So ek nooi julle uit, en as julle sy roepstem hoor vanaand, moenie uitstel nie. Want môre wag dalk nie kom nie. Ons weet nie wat môre inhou nie. Ons weet nie of ons môre nog gaan lewe nie. So moenie uitstel nie. Maak die saak nou uit met die Here. En bly in die waarheid en blessings.